'n heerlike voorreg om vanmôre weer saam met jou stil te word. Man, ek love hierdie oggendoordenkings van ons. Ons kuier heerlik saam vanmôre die 12de dag van ons reeks. En ek vra jou die vraag, op wie vertrou jy? Ja, ek weet dis 'n maklike antwoord, maar ek wil hê jy moet eerlik vandag jou hart ondersoek. Ek lees vir Hebreërs 12 vers 26 tot 27. Destyds het God se stem van Sinai berg af die aarde geskud, maar nou kondig hy aan. Nog een keer sal ek nie net die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die nog een keer wys daarop dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, plek sal maak vir die onwankelbare ewige dinge. In die jaar van die koning Ussia se dood, het ek die Here gesien, het Jesaja geskryf in Jesaja 6 vers 1. Onder die heerskappy van Ussia het rykdom deur die Joodse ryk gevloei. En die grense van die nasies is nie net beskerm nie, maar ook uitgebrei. Hy was so magtig dat daar gesê word dat sy naam op die lippe van almal was, van Babylon in die noorde tot Egipte in die suide. In elkeen van ons se lewens is daar Ussias. Goeie dinge, wonderlike dinge, maar dinge waarop ons vertrou en waarop ons staat maak, in plaas daarvan om op God te vertrou en staat te maak. En omdat hy ons liefhet en die beste vir ons wil hê, sê ons Vader, so goed as Ussia mag wees, is hy nie ek nie. Omdat ons so geneig is om ons vertroue te plaas in dinge wat nie betroubaar bewys kan word nie, skud God ons wêreld net so seker as wat hy die berg Sinai geskud het om enige iets waarop ons vertrou en waarvoor ons leef, weg te slaan. Hy het julle lief genoeg om te sê, as ek julle jaar na jaar daarop laat vertrou, op dit te laat steun, of vir dit laat leef, sal julle geestelik onvolwasse bly. Ek wil dit nie vir julle hê nie. Julle wil dit ook nie hê nie. So, ek moet dit skud om dit te verwyder, sodat jy weer op my kan steun, na my kan kyk en saam met my kan wandel. Want dan sal jy geseënd, versterk en voorbereid wees vir die ewigheid. So ons vraag waaroor ons dink vandag is, op wie vertrou jy? Mag die Here jou seën. Amen.